En as jy jou Bybel by jou het, kan jy so lank blaai na Job 41 vers 3 tot 8. En my tema, my gedagte vir vanmôre is, wat ek vir julle met wil deel is, die krokodil binne my. Het jy geweet dat 'n krokodil binne jou? Jy het geweet, jy dink verskrik, wat 'n aardige ding noem jy my vanmôre, Armand? Maar die krokodil binne my, wie ken die storie, die verhaal van die trotse krokodil? Wie ken die verhaal? Ken jy nie die verhaal van die trotse krokodil nie? Dis 'n verhaal, ek dog almal ken die verhaal. Dis 'n ou volksstorie van die Gabonese volksverhaal van die Mpongwe stam, verskriklike naam. Opgeneem deur Robert H. Nassau in 1914. So die storie is al meer as 112 jaar oud. En dit gaan oor die trots wat die krokodil het oor sy mag, oor hoe hy geskep is, oor sy harde vel. Ek wil vir julle dit lees, dit sê, dit gaan oor, is verhale uit verskillende kulture, wat vertel word van die trotse krokodil, wat spog met sy krag, met sy panseragtige vel, en sy heerskappy oor die rivier, voordat hy uiteindelik 'n les in nederigheid leer. Dis half so opsomming oor die trotse krokodil, en waar homself bo ander gehef het. Want 'n krokodil is eintlik 'n trotse dier, as jy gaan kyk, ook omdat hy so harde vel het, en hy jou vinnig kan opeet, en hy 'n verskriklike sterk en magtige dier eintlik is, ons vergeet eintlik, tot jy in die dam is saam met die krokodil, dan is hy verskriklik erg. Maar dit is 'n verskriklike trotse dier, en as ons kyk na die woord, na dit wat Job sê, hierso vir my en vir jou, en wat God praat, hy verduidelik oor, en hy praat oor die krokodil, oor die Leviathan spesifiek, maar as jy na die Hebreëus gaan kyk, praat dit oor, sê dit is 'n serpent, dis 'n crocodile, dis 'n krokodil, en dit verwys dit na die Leviathan, maar dit sê die volgende, hierdie vertaling, dit sê, ek wil nog verder praat oor die krokodil. God praat met, Job hierso, hy sê, oor sy krag en sy liggaamsbou, wie kan sy bek oopmaak? Wie kan met 'n toom naby sy tande kom? Wie kan sy kakebene oopbreek? Sy kakebene met die verskriklike tande, op sy rug lê die skubbe in rye vas aan mekaar gesluit. Die een so teen die ander, dat die wind nie daardeur kan waai nie. En dit is interessant, hoekom sal God aan Job nou verduidelik, dis 'n krokodil, dis hoe hy gemaak is, dis hy is, en jy sal sien verder aan, as jy verder die hoofstuk gaan lees, praat God meer 'n figuurlike uitdrukking oor die krokodil, maar is trots nie soms so nie. Die skubbe en die naby en die hardheid, as jy gekyk, navorsing sê dat as jy die bokant van die krokodil gaan kyk, is 'n verskriklike harde vel, hy is soos eintlik half gepanser, jy kan nie deur daai vel steek nie, dit is verskriklike sterk buite vel, en dis wat trots aan my en jou soms doen. Dit kom soos die skubbe om ons hart, en God kan nie dit penetreer nie, God kan nie binnendring nie, want trots, my mens is wie ek dink hoe oulik ek is, het my binne gedring. As jy gaan kyk na die verder, lees vanaf vers 14, sê dit, sy vleis is saamgepak, asof dit aan hom gegiet is, dit gee nie meer nie, sy hart is so hard soos 'n klip, so hard soos 'n maalklip. Wie hom met die swaard steek, rig niks uit nie, ook nie met 'n spies, 'n pyl of 'n assegaai nie. Yster is vir hom soos strooi, brons soos vrot hout, met pyl en boog jaag jy hom nie op die vlug nie, klippe uit 'n slingervel is vir hom niks nie. Daar kan nie gepenetreer word, daar kan nie binne gedring word tot die krokodil se vel nie. En dis dieselfde met trots, dat wanneer jy in aanraking kom met iemand, dan asof hulle niks hoor nie. Jy kan hulle aanspreek in liefde, jy kan hulle in fermheid spreek, maar as trots binne jou is, gaan jy nie wil luister nie, gaan jy nie wil hoor nie, dan gaan die krokodil binne jou lewend word, dan gaan die krokodil binne jou keer om te doen dit wat God in en deur jou wil doen. En dit is ongelukkig partykeer die kondisie van die mensehart, is die skubbe van 'n krokodil. En hier is die tekens van trots. Ek is beter as jy. Selfverheffing. Ek het niemand nodig nie. Selfvergenoegsaamheid. Ek weet beter. Onleerbaarheid. Dit is nooit my skuld nie. Het jy dit ooit daar gehoor?
Nou is die kerk baie stil. Ja. Nee? Onwilligheid om foute te erken. Mense moet sien wat ek doen, begeerte na erkenning. Want dis wat die trotse krokodil, as jy die storie gaan lees en nu self begin, gaan kyk daarna. Hy wil vir almal wys hoe great en hoe wonderlik hy is en hoe sterk hy is en dat geen mag bo hom is nie. Weerstand teen gesag of teregwysing. 'n Mens se waarde word bepaal deur hoe jy teenoor ander staan, vergelyking. Klink dit bekend, kerk? Ja, dis nou baie stil hier binne. Ons almal sukkel met trots, dink ek. Ek moes gisteraand sê, Here, begin by my. 1 Petrus 5 vers 5 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Wat is die krokodil in jou hart vanmôre? Wat is dit wat jou weerhou om God se wil te doen vanmôre? Wat is dit wat jou keer om jouself neer te buig voor die Here? Om jammer te sê vir jou man of vrou, vir jou kinders. Ons kan maklik voor die wêreldse dinge buig, dis nie so nie. Ons kan maklik buig vir trots, maar wanneer dit by God kom en wie hy is en wat sy woord sê, dan staan ons asof ons wil iemand salieer. Stokstyf. Want die vlees wil voor niks buig nie. Hy gaan voor die vyand buig, maar hy wil niks voor God buig nie. En die sleg is iets wat ek in hierdie week gesien het, die tendens van dit raak al hoe meer in die kerk. Al hoe meer steek dit sy kop uit in die kerk. Hoor julle? Kinders van God, in die kerk. Mense wat sê, gelukkig is ek nie soos hy of sy nie. Ek is beter. Dankie Here, vir genade. Nee? Kyk hoe lyk sy of hy, dankie tog. Ek hoef nie daai kar te ry nie, dankie tog, hulle ry daai kar, ek ry ten minste die kar. Die Here is so goed vir my. Ons gebruik geestelike hoogmoed om onsself te verhef bo ander. Terwyl God se woord in 1 Korintiërs vir my en jou sê, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dink jy staan, oppas, jy gaan jou boude sien. Om met klein Afrikaans te stel, skus. Baie van ons dink ons staan en ons is verhef en verhewe bo ander mense, maar die koning van konings het homself laer as 'n slaaf. Op hierdie aarde gekom, wie is ek en jy om oor enigiets trots te kan wees? Maar tog kom die vyand en sê, hey, check hoe oulik is jy. Hy, kyk na die persoon wat hy het. Hy, kyk wat hulle het, vergelyk jouself. Kyk wat jou vrou gesê het, kyk wat jou man gedoen het. Thomas Jefferson sê die volgende, hy sê, pride costs us more than hunger, thirst and cold. Wie was al honger? Jy was so honger gewees, jy kan iemand 'n appelhou gegooi het. Party mense raak hangry in hierdie gemeente, ek het dit al gehoor. Wie was jy al dors gewees, het voel dat jy tot die damwater sal drink? Het jy al koud gekry soos Racheltjie te beer? En nog steeds kos dit jou nie soos trots jy sal kos vanmôre nie. Dit is erg, kerk. En tog is geestelike hoogmoed van so aard by ons, dat ons dit glad nie kan raak sien nie, want ek is untouchable. Ek is 'n kind van die Here. Nee? En tog is dit vir God afskuwelik as ons so optree. Dis vir God nie lekker as jy Spreuke gaan lees, as jy gaan lees deur die woord, dis dit vir God 'n ding. Wat is dit vir jou vanmôre? En al hoe ons hierdie gaan wen, al hoe ons oorwinning oor dit gaan kry, oor trots. As jy dink, Here, hoe gaan ek hierdie ding wen, Here? Ek sukkel met trots. Nog sukkel jy met trots. Daar's 2 woorde, gee oor. Ons wil nooit oorgee aan die Here nie. Ons hou vas en ons gaan aan soos 'n Jack Russell wat beklei. Net daai 2 woorde is so die moeilikste ding in ons lewe soms ons moet doen is om oor te gee en sê, Here,
Ek gee my vlees oor, ek gee my finansies oor, ek gee my huwelik oor, ek gee my gedagtes oor, ek gee my hart oor, ek gee my hele wese oor. I surrender all to thee, unto thee my blessed Savior. I surrender all. Ek gee dit wat ek is, want ek is net, dit is net genade dat ek hier vanmôre kan wees. Dit is net genade dat ek 'n huweliksmaat kan hê wat ek het. Dit is net genade. Julle moes nou amen daar gesê het op die stadium, né? Dit is net genade, julle. Dit is net genade dat ek vanmôre op hierdie verhoog kan wees en dat God dit goed vind om my te wil gebruik, want ek moes al lankal die pad bysig geraak het. Ek moes al lankal, maar omdat God ons lief het, omdat God jou lief het vanmôre, omdat hy 'n toekoms saam met jou vanmôre het, kan hy deur jou werk, as jy sal oorgee, as jy sal sê, Here, hier is ek, hier is die dinge wat ek nie oor beheer het nie, hier is die dinge wat oor my mag gevat het, oor my beheer geneem het, wat my prys gekos het, want 1 Petrus 5 vers 6 sê, onderwerp julle daarom in nederigheid oor die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. As ek kyk na die wêreld, en ongelukkig ook in die kerk, soos ek gesê het, wil mense hulle self verhewe. En daai persoon sal weer aarde toe terugkom. As ek myself onder God sal onderwerp, in nederigheid, en nie sê, maar Here, ek gaan on die onderwerp, nee, net sê, Here, ek het niks om te sê vanmôre nie, ek kan net sê, Here, hier is ek kan net sê, Here, hier lê ek myself neer, niks verskonings vanmôre nie, niks idealismes vanmôre nie, geen opinies vanmôre nie, niks wat ek dink goed is nie, maar wat hy sê, wat sy woord vir my en jou sê, en ek sê, Here, ek onderwerp myself voor u in nederigheid, sodat wanneer u wil skiet in my lewe, dat ek sal sê, Here, U is goed en U sal my verhoog, nie omdat ek wil verhoog word nie, maar omdat U dit goed gevind het, omdat ek myself nederig voor U geonderwerp het. Dit is belangrik dat ons as 'n kerk, as 'n bruid, geen trots sal hê nie, want dit veroorsaak skade. God wil jou gebruik. God het 'n roeping oor jou lewe. God het 'n plan oor vir jou lewe. God het al die wonderbaarlike dinge vir jou beplan, maar hy kan dit nie doen as trots oor jou hart bedek het nie. Saul, koning Saul, was trots. Hy was 'n gesalfde van die Here, maar omdat die mag wat God in sy hande geplaas het, gedink het, dit was sy mag, het daai trotse hart verhard. Het dit soos 'n skild om sy hart gevorm en God moes ingaan en sê, Israel is in ballingskap as gevolg van trots. God wou hulle nie in ballingskap geplaas het nie, maar omdat hulle gekies het, gesê, Here, maar hier is nie goed genoeg nie. Jy gee vir ons manna en kwartels, van waar weet wat? Ons soek nog. Hulle was die woord sê, as jy in Psalm 78 gaan lees, hulle was gulsig gewees, sê Asaf. Gulsig. Dawid kon trots gewees. Hy sê, ek was koning. Batseba ek kan soveel vrouens soos wat kry soos ek wil. Maar die knie gebuig. Koning Josafat het geweet dat voor hom lê. En hy kon ook, omdat hy koning was, maar hy het die knie gebuig. Trots moet die knie vanmôre voor die almagtige Heer buig. En wanneer jy uit daai deur uitstap, wanneer jy met jou man of vrou praat, ondersoek jou hart of daar trots binne is. Want 'n trotse mens gaan nooit sê, ek is trots nie. 'n Trotse mens sal nooit erken, daar is 'n fout met my nie. Job 40 vers 3 tot 5, God kom en hy praat met Job, en hy vra vir, God sê vir hom, ek gaan vir jou hierdie vraag vra, en as jy die vraag kan antwoord, dan antwoord jy my. En God vra vir hom, hy sê, wil jy my beslissing tot niet maak? Wil jy my skuldig verklaar, sodat jy vrygespreek kan word? Het jy mag wat ek het? Kan jy jou stem uit die onweer laat hoor soos ek? Tree dan op met jou trots en jou groot mag, handel in jou majesteit en heerlikheid. Is dit jy vanmôre? Want ons weet dat Job deur baie gegaan het, en Job het deur lyding gegaan en als.
En soms voel ons, ja Here, maar wat nou? En ons vra die Here soms die verkeerde vraag en dit vat hierdie pyn weg. Jesus verstaan vanmôre jou pyn. Hy weet waartoe jy gaan vanmôre. Hy weet die angs en die dinge wat jy deurgaan, maar ons moet nie vra, maar hoekom nie? Ons doen. Dis menslik en sê Here, maar hoe gaan U dit ten goeie gebruik vanmôre? Romeine 8 leer ons sê, U sal alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Nie 'n bietjie nie net die goeie dinge nie, maar alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Is dit moeilik? Ja. Dit is verseker moeilik. Want ons gaan deur dinge in ons lewens, ons het die vrae en ons het nie die antwoorde nie. En ons het 'n ding wat altyd by my bly wat sê, we don't need to understand, we only need to hold his hand. En dis moeilik. As ek vanmôre hier voor jou staan, ek ken nie jou situasie vanmôre nie, ek weet nie wat jy mee worstel vanmôre nie, ek weet nie waar jy gaan nie, maar dankie tog vir die koning van konings wat klaar weet. En dit is moeilik, want dit is ons natuur om gehard te word, om te wil beheer vat, maar as ons kan oorgee en sê, Here, ek wil in my eie beweeg, ek wil net gesien word, Here, ek wil net die ding in my eie hande vat, en hy sê vanmôre vir my en jou, gee oor. Ek wil hierdie verhaal van hierdie krokodil vir julle klaar lees. Pastor Wouter kan so lank na gaan en is dit 'n verhaal, soos ek dit gaan lees en iets plaai uit die verhaal uit, is net 'n verhaal. Hy sê uiteindelik het 'n groot golf hom hoog opgelig en hom op die droë grond neergegooi. Daar het hy hulpeloos gelê, sy skippe bedek met modder. Hy het sy kake van woede geklap, maar niemand het geluister nie. Die diere het op 'n afstand bymekaar gekom en stil toe gekyk terwyl hy spartel. Nie meer die trotse heerser van die rivier nie, maar 'n wese wat nederig gemaak is. Toe die storm verby is, het die riviergode 'n laaste keer gepraat, krag is 'n gawe, maar trots is 'n las. Diegene wat met hulle mag spog, sal eendag tot niet gebring word. Hulle stemme het in die waters vervaag en die krokodil beskaamd en stil agtergelaat. Van daardie dag af het hy nie meer met die geestige gespot nie. En sy gespog het stil geword. Die rivier het weer rustig gevloei en die diere het die les van die trotse krokodil onthou. Die een wat aanspraak gemaak het op meer as wat aan hom gegee is om te besit. Gee oor vanmôre. Dis al wat ek kan sê. Dis moeilik. Maar gee oor. Want die krokodil binne jou gaan wil in alle mag wil keer en sê, moet jy oorgee. Dus moes jy kan ons dit doen. Ek kan nie sonder die, ek bely vanmôre vir julle gemeente, ek kan nie sonder die Here nie. En ek weet jy wat hier vanmôre sit, kan nie sonder die Here nie. C.S. Lewis sê die volgende, sê dit vir my kan opsit, a proud man is always looking down on things and people. Moenie afkyk op mense nie. Kyk op na die een wat jou opgelig het, toe jy op die grond en in die modder was. Want net hy kan jou oplig. Kom ons sluit. So die woord daar vir ons is, Here, Kela vashondoro vasandara kisutfulo vaseanta. Hy is wie sê is, ek is wie ek sê ek is vanmôre. My naam is hoër as die hemele. My naam kan nie vergelyk word met die grootste skepping nie. My heiligheid is onmeetbaar en my liefde is onmeetbaar. Here, mag ons nooit by 'n plek kom waar ons trots ons oorheers nie, maar mag ons geheers word deur die Heilige Gees. Mag ons bekragtig word deur die Gees van genade. U woord sê nie deur krag of geweld nie, maar deur u Gees. Deur u Gees vanmôre, nie deur my eie woede nie, nie deur my eie vlees vanmôre nie, maar alleenlik deur die een wat in my is, die Heilige Gees. En Here, ek kom bid vanmôre, breek
verharde harte, maak dit soos hart van vlees, soos Esegiel sê vanmôre, Here, dat die Gees daarin kan woon. Ek kom bid, breek trotse harte vanmôre, kom breek dit wat die vlees gebou het, kom breek die skuld, die skubbe van 'n krokodil van my hart, sodat die vlees kan word, sodat U eer kan gegee word aan die heilige koning van konings. Vergewe ons, vergewe my, Here, dat wanneer trots my hart gebinnendring het, ek bely dit voor U vanmôre, ek vra vergifnis, Here. Mag ons 'n gemeente wees wat liefde en nederigheid en eer aan U betoon, Here Jesus, dat ons nie trots sal wees nie. Ja, Here, ek loof U, o koning van konings. Dalk moet jy in daai oomblik waar jy nou is en sê, Here, ek gee oor, en ek gaan vir jou vra, as jy wil oorgee, kom staan saam met my en sê, Here, ek gee oor. Ek gee die vlees oor, ek gee die mensvlees oor en sê ek, Here, hier is ek. Doen soos U wil. U wil met my, U die pottebakker, met my die klei. Ja, Here, ons loof U. Ja, Here, ons prys U, dat U hart van, wat hart soos klip is, weer vlees kan maak. Dat niks vir U onmoontlik is nie. Dankie, Here, dat U elke persoon wat nou opstaan raak sien vanmôre. Dankie, Here Jesus, dat U kan sien, Here Jesus, is my kinders, en wie ek 'n welbehae het. Dankie vir U vrede, vir die kalmte van die Gees, wat verstand te bowe gaan. Dankie, Here Jesus, dat U die hoogste bo hoogstes is, dat U die naam bo alle name is, verhewe bo alles. Liefde en trou, liefde en trou is so wonderbaar. Ja, Here Jesus. Ek ervaar dit in my gees. Here, ek sien jou hart vanmôre, ek sien dit wat in jou hart binnendring, ek sien wat jy aan vas, ek sien dit wat om jou hart gevorm het, maar ek breek deur, ek breek af en ek kom woon weer in jou, deur my Gees, sodat jy kan sien, ek is goed, so die wêreld kan eer bring aan my naam. Here, dankie, Here, dat U sien, en dat U so 'n tweesnydende swaard deur murg, been en gees sny vanmôre. Here, ek loof U, heilige koning. Amen. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.